Pick n Pay, trotse ondersteuner van plattelandse familieboere en lamb chaps. Nou terwyl jy hierdie pragtige nuwe kombuis van my geniet, onthou net om steeds my bitterlekker en maklike resepte te volg. Nou ek bederf almal met heerlike chia en mango potjies, asook 'n bokkaas geroosterde vye tertjie. Nou van die gaste saam hier in die ateljee, hulle kuier hier, julle het hulle nou gesien, het reeds van hierdie heerlike kos geproe toe hulle ingekom het. Nou ons begin met die bokkaas en vye tertjies. Nou dis 'n happie met soet, sout, romerige en krakerigheid, alles in een hap. Nou die tertjie se element kan vooraf gemaak word en is ook aanpasbaar as jy nie van bokkaas hou nie, dan gebruik jy net die roomkaas. Nou ek rooster die vyer vir 'n sappiger, soeter smaak en die bykomende geure laat die tertjie net daai ekstra pop. Nou kom ek gesels gou oor die elemente en vertel julle so vinnig wat is die metodes. So hierso is jou gewone filo pastry wat jy gebruik. Nou jy gebruik sommer net gesmelte botter. Ek het dit so in vierkante gesny en dan verf jy hulle lekker met die botter en hulle gaan dan reguit oontoe. Jy moet hulle dophou want hulle word vinnig goudbruin. Hier het ek al reeds 'n paar klaar gedoen en hy sit nie vas nie want ons nou niks souserigheid daar binne in nie. Ons gaan later gaan ek vir julle wys hoe doen ons daai verder. Ek wil gou vertel van die vulsel. So hier het ek al lekker die vulsel gemaak. Ek het hom gemeng en al wat dit bevat is dan nou daai bokkaas en roomkaas en julle ken my en 'n lekker suurlemoen zest en dan net van die graseie. En dan net hierso oor na ons vye toe. Ek het vir jou nou net verduidelik wat ek hier doen. Ek het hulle net opgesny, bietjie olie ingegooi, heuning opgesit en dan net so ekstra titseltjie kan jy so of 'n brandewyntjie om in doop of ek het sommer net nutmeg gebruik en dan jou spek kan jy so aan die kant ook rooster. Ek het dit sommer net in die pan gedoen. Nou ek wys julle later hoe vinnig sit ons alles binne in hierdie tertjies en watter pragtige prentjie dit gaan wees. As ek terug is, maak ons daai chia mango potjies. De Toys Kloof se Sauvignon Blanc Sparkling Brut is 'n fonkelende viering van die Brede Kloof wynroete. Geanker in een van Suid-Afrika se mees skilderagtige valleie, bring die wyn 'n vars karakter na elke glas. Nou die ontbytpotjies noem ek eintlik graag ontbyt nagereg. Dis heerlik en jy maak dit vanaand en plaas dit in jou yskas en môreoggend het jy 'n heerlike ontbyt. Presies dieselfde soos wat jy oornag oats sal maak. Nou die chia en mango ontbytpotjies gevul met klappermelk en vars mango en dubbel jogurt vir ekstra lekkerte. Nou die metode is super maklik en die bestanddele eenvoudig. Nou jy gebruik chia sade wat ek hier voor my het en dan in 'n glasbak gooi jy klappermelk en 'n bietjie heuning vir daai tikkie soet. En nou kan dit net oornag in die yskas laat staan. Ek hou daarvan om dit sommer direk in die botteltjies wat ek hier voor my het. So pak jy die hele botteltjie klaar en is reg vir môreoggend se eet. Nou kom ek wys jou gou-gou hoe ek een maak. Nou ek het reeds chia saad en klappermelk hier binne in my bakkie gereed met 'n titsel heuning en dan skep jy nou net die chia binne in die botteltjie. Nou dit gaan lyk asof hy so klein bietjie te veel vloeistof het en die chia saad trek al die vloeistof oornag op, so jy hoef glad nie te bekommer nie. Nou wat ek heel eers gedoen het, ek het dit in die bakkie gegooi. Dis die klappermelk. Dit hang nou die hoeveelheid wat jy maak, hoeveel saad gaan jy ingooi, maar ek gooi altyd maar so klein bietjie melk by en dan jy sal sien hy het nou nog lekkere loperigheid hier binne in hom en ek het hierdie oulike botteltjies, hy het so plastiek dekseltjies, so jy maak hom net so toe of gebruik enige mooi glas wat jy het, 'n ander botteltjie wat jy het, enige iets werk eintlik perfek. So al wat jy nou doen, jy maak hom net so lekker vol onderin en onthou hy trek hom lekker al daai vloeistof op. Hierso is 'n dubbel jogurt van Pick n Pay, gaan kyk bietjie, hulle het heerlike nuwe geure. En dit gooi jy ook nou net so lepel of 2 bo-op. En dan ek skud hom net so eweredig en dan hier is my opgesnyde mango en dit sit jy nou net so bo-op. Daar mors ek so klein bietjie. En dan hier in die pan is nou net vir die versiering. Dis al wat eintlik oorbly en al wat ek bo-op sit is die kruisementblare en dan nou van hierdie skaafsels. Ek wil net gou vir jou wys. So vinnig en ek vat so gewoonlik so 'n bietjie vars
chia net vir daai om die kleur so mooi te laat pop en dan natuurlik laaste daai mintblaartjie. Nou as ek terug is, sit ons gou daai laaste tertjie aan mekaar. Nou ek is seker jy het opgelet, ek het net Pick n Pay bestanddele hier in die kombuis. Hulle is nou ons nuwe kombuisborg en ek sien uit om vir julle soos altyd bitterlekker resepidees te gee. Nou kom ons begin gou-gou. Julle, ek was nou al hier oral in my kombuis. Ons was laaste by die tertjies, so ek het dit 'n hele paar van hulle al begin opdien. Ek wil net gou vir jou wys hoe maklik is dit. Julle het nou gesien wat was die metodes in terme van die roomkaas wat hier ingaan. So al wat jy nou doen as jy wil baie fancy wees, dan sit jy dit in 'n spuitsak. Maar hierdie metode werk net so goed. So jy gebruik so 2 lepels en dan druk jy hom net so lekker plat in die tertjie en dan het ek mos nou hier van my en ek het nie nou 'n vurk nie, so vergewe my hand, hy is skoon. Sit hulle net van hierdie spek hier binne-in en dan volgende het ons van hierdie heerlike vye wat ek in die oond gerooster het. Nou die rooster bring net al lekker soet geur uit en hy maak hom lekker sappig en dan heel laaste, ek soek my nappie, heel laaste sit ons bietjie van hierdie sprieteie op. Dit bring net pop net daai kleur. En dan natuurlik so klein bietjie suurlemoen. Zest. En dan net vir afronding. Alles is mos lekker. Dis hy. Nou jy gaan verseker jou gaste met die 2 happies beïndruk. Dit lyk nie net interessant nie, die kleure en die opdiening gaan jou ook 2 keer laat kyk na die bord. Kry die resep op ons ontbytsake webtuiste, geniet jou naweek en gaan koop jou produkte by Pick n Pay. Volgende week is ons terug met nog nuwe idees.